Come as you are. Kom soos jy is. Van die lirieke van een van die liedjies van Nirvana. Maar dit kon net sowel op 'n kerk se webwerf gestaan het. Want baie kerke en gelowiges sê dit. Maar die oomblik wanneer iemand regtig so opdag, soos wat hulle is, met die seer wat nog rou is, met vrae wat nog nie regtig in plek is nie, met lewens wat nie reg gepak is nie, dan word daardie vertrek ewe skielik doodstil. As mense voel hulle moet hulle wonde wegsteek om te behoort, dan is dit mos nie geloofsgemeenskap nie. Dit is niks anders as geestelike rollespel om iets aan te trek wat soos geloof lyk, maar om nie regtig te kan asemhaal in geloof nie. Geloof begin juis daar waar maskers afval of afkom. En die vraag waarmee ek jou vanoggend wil konfronteer is dit. Is ek en jy nog bereid om met mense se eerlike seer te deel? Om saam te huil, om saam stil te wees, om saam swaar te dra in die laste van hierdie lewe? Of vervang ons eerder ons emosies met emojis, sodat ons op 'n veilige afstand kan sê, ek gee om, sonder om regtig betrokke te raak? Romeine 12 vers 15 herinner ons, wees bly saam met die wat bly is en huil saam met die wat huil. Ware gemeenskap gebeur nie op 'n afstand nie, dit vra teenwoordigheid. Dit vra kwesbaarheid. Dit vra dat ons ander se pyn nie versag met mooi woorde nie, maar dat ons dit saam sal dra. Come as you are. Kom soos jy is. Dit is nie net 'n uitnodiging om in te stap nie, dis 'n belofte om te kan bly met jou seer, met jou onopgeloste vrae, met jou ware self. En dalk is dit hoe die wêreld weer sal glo. Nie wanneer ons perfek lyk nie, maar waar ons eerlik saam leef. Mag jy weer betrokke raak by ander mense. Nie net met emojis en likes nie, maar met emosie. Kom ons bid saam. Genadige God, God met ons, dankie dat ons mag weet dat U nie U rug draai op ons rou eerlikheid nie. Dankie dat ons met ons twyfel, ons onsekerheid, ons seer, ons lyding na U toe kan kom. En dankie dat ons mag weet dat U teenwoordig is. Here, help elkeen daar waar hulle sukkel en worstel in hierdie lewe, staan U hulle by en help hulle om hierdie beproewings te kan dra. Maar gaan ook met elkeen van ons daar waar ons deel vorm van 'n geloofsgemeenskap, om ook by ander se seer betrokke te raak. Nie dat ons altyd alles op 'n afstand sal hou nie, maar dat ons werklik liefde sal leef soos wat U ons geleer het. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn, en indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand daar buite wat nodig het om te weet, hy kan kom soos hy is. En dat ons betrokke sal raak, sonder om op 'n afstand te bly, maar teenwoordig te wees. Tot 'n volgende keer.